Ons teksgedeelte is Markus 14 vers 32 tot 42. Miskien wil ek net noem, dit is lydenstyd, so ons gaan tot Paasfees stilstaan by lydenstyd en na Paasfees gaan ons met die Romeine reeks weer begin. Verlede jaar het ons aangegaan met die Romeine reeks, want die Romeine boodskap het aangesluit by lydenstyd. So ons gaan tot by Paasfees by die lydenstyd stilstaan en dan na Paasfees dan begin ons weer met die Romeine reeks. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oggend ons absolute afhanklikheid van U kan bely. U die lewende, almagtige, heilige, genadige God. Ons buig voor U in aanbidding. Dankie vir die voorreg dat ons na U kan kom deur die bloed van U Seun. En dat ons weet, dis enkel uit genade alleen. Ons bid, waar ons vanoggend 'n gedeelte lees, waar ons as te ware heilige grond betree, bid ons dat U die woord vir ons sal oopmaak en met ons sal praat en tot ons harte sal spreek en ons harte in liefde op Christus sal rig. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek sê die teks vir jou ook op die skerm. Ons lees saam Markus 14 vers 32 tot 42. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels, bly hier totdat ek klaar gebid het. Hy neem toe vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het erg ontsteld en beangs begin word en sê toe vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. Hy het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval en gebid dat, as dit moontlik is, die uur by hom moet verbygaan. Hy het gesmeek, Abba, o Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my af weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Hy kom toe en vind hulle toe aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur lank te waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë het swaar geword. Hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Hy kom toe 'n derde keer en sê vir hulle, slaap en rus julle nog steeds. Genoeg. Die uur het gekom. Kyk, die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons gaan, kyk die een wat my verraai is naby. Ons tema vanoggend is Jesus se donkerste, jy sou dit ook kon noem, se diepste uur van droefheid in die tuin van Getsemane. Nou ongeveer 700 jaar voor die Here Jesus se geboorte, kry ons 'n aangrypende profesie oor Jesus se lydensweg en sy kruisiging in Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. In sy profesie beskryf Jesaja vir Jesus as 'n man van smarte. Die 83 vertaling, 'n man van lyding wat pyn geken het. Die ESV, a man of sorrows and acquainted with grief. Die CEV, his life was filled with sorrow and terrible suffering. In die tuin van Getsemane is Jesus besig om te bid. En daar sien ons Jesus soos ons hom nog nooit tevore gesien het nie. Daar sien ons die man van smarte van wie Jesaja geprofeteer het. Op sy aangesig voor sy Vader sien ons die Seun van God met ongekende hartseer, droefheid, angs, pyn wat sy siel deurboor. Dis die nag voor sy kruisiging, wat die volgende dag op Goeie Vrydag, Paasfees, sou plaasvind. Goeie Vrydag het eintlik al reeds die donderdag aand aangebreek, want by hulle begin die volgende dag as die son gesak het. Soos donderdag aand as die son sak, dan is dit Goeie Vrydag. En dis reeds die dag waarop hy gekruisig is. Wat het presies op daardie beslissende nag in die tuin van Getsemane gebeur? Hoe moet ons dit verstaan? Jesus
het sy disippels op een plek agtergelaat, in die tuin van Getsemane, toe hulle daar aangekom het, en het vir Petrus en die twee broers, Johannes en Jakobus, saam met hom geneem, verder die tuin in, en die tuin was vol olyfbome. Wat ons dan lees, gee vir ons insig in Jesus se hart, wat ons nog nooit tevore gesien het nie. Dis amper asof ons heilige grond betree, net by die lees van hierdie gebeure, wat daardie nag afspeel. Ons lees weer, Jesus het erg ontsteld en beangst begin word, en sê toe vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. Hy het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval, en gebid. Hoe moet ons dit verstaan? Jesus het erg ontsteld en beangst begin word. Daar in Getsemane, 'n alles oorweldigende angs en vrees Jesus beetgepak. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word, dui op 'n angs en 'n vrees wat iemand beetpak omdat hy iets sien wat hy nog nooit tevore gesien het nie. Hy het dit nog nooit gesien nie, dit wat hy daar gesien het nie. Die omvang van wat hy gesien het is so oorweldigend en skokkend dat dit sy hele wese met angs en vrees verlam. Daarom sê Jesus vir Petrus, Johannes en Jakobus, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Droefheid tot by die punt waar jy kan sterf daarvan. Nou Getsemane beteken letterlik olyfpers. Wat gebruik is, nou daar was waarskynlik 'n olyfpers in die tuin van Getsemane, want hy was omring. Olyfpers is gebruik om olyfolie uit te pers of uit te druk. Jesus was as te ware in 'n drukpers van intense spanning, droefheid en angs. Nou wat het hierdie alles oorweldigende angs en droefheid by Jesus veroorsaak? Wat hom in desperaatheid op die grond laat neerval het om te bid. Nou ons kry die antwoord in sy gebed, maar dit is nie altyd so voor die hand liggend nie. Dan bid Jesus 'n aangrypende gebed, wat nie een van die 3 disippels, hulle kon hom hoor, Lukas sê dit was so klipgooi, nog ooit gehoor het nie. Die rou uitroepe van Jesus moes hulle harte met vrees vervul het, want hulle ken hom nie so nie. Jesus het op die grond neergeval en gebid het, as dit moontlik is, die uur by hom moet verbygaan. Hy het gesmeek, Abba, o Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my af weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Nou Abba is die Aramees vir papa. Dis 'n baie intieme aanspreekvorm tussen klein kindertjies en hulle pa. Dit dui hier op die ewige, intieme gemeenskap tussen Jesus en sy hemelse Vader. Geen Jood sou God so aanspreek nie. Maar die seun van God in sy diepste nood gebruik die mees intieme aanspreekvorm moontlik vir sy hemelse Vader. Wys op hulle band. Wat is die uur wat Jesus vra dat die Vader by hom sal laat verbygaan? En wat is die beker wat Jesus die Vader smeek om van hom weg te neem? Nou die uur en die beker is dieselfde. Kan die uur en die beker verwys na die kruisdood wat die volgende dag vir hom wag? Die fisiese kruisdood. Swepe met stukkies yster wat sy liggaam stikkend gaan ruk, die doringkroon, die spykers, die wrede dood deur kruisiging, waar 'n mens eintlik versmoor terwyl jy intense pyn verduur. Dis wat gebeur wanneer jy gekruisig word. Onmiddellik sou 'n mens kon vra, maar Jesus het tog geweet hy gaan gekruisig word. Hy het reg van die begin af geweet. Dis immers waarvoor hy as Messias gekom het. Wanneer Johannes die Doper, sy eerste woorde wanneer hy vir Jesus die eerste keer sien, stap, hy het kort na mekaar herhaal, dan sê hy, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. 'n Lam is iets wat jy slag. Eerste ding wat hy sê, lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En 3 keer tydens sy bediening het Jesus vir sy disippels uitgespel dat 'n kruisdood op hom wag. Hy het dit vir hulle geleer, oor en oor. Die eerste keer in Markus se evangelie, in Caesarea Philippi, in Markus 8, sê hy dit vir sy disippels. Die tweede keer was toe hy deur Galilea gereis het, toe sê hy dit vir sy disippels in Markus 9, en die laaste keer, as hy op pad na Jerusalem vir die Paasfees, waar hy gekruisig sou word,
En dan sê hy dit weer vir hulle. En hy sê dit in Markus 10, kom ek lees dit vir u. Jesus het die 12 weer op sy geneem en begin om hulle te vertel van die dinge wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal aan die leierpriesters en skrifkenners oorgelewer word en hulle sal hom ter dood veroordeel en aan die heidene oorlewer. Hulle sal hom bespot, op hom spoeg, hom gesel en doodmaak, maar na 3 dae sal hy opstaan. So Jesus het presies geweet wat op hom wag. En hy het nie vir een oomblik as seun van God teruggeduins vir die taak wat die Vader hom opgelê het nie. Nie een keer nie, kan die evangelies gaan lees. Jesus het geweet van al die verwerping, die spot, die sweepsla, die marteling en die kruisdood wat op hom wag. Hy het geweet hoe lyk 'n kruisdood. Hy het immers gesien hoe dat die Romeine mense kruisig. En nooit het Jesus enige tekens van vrees getoon of planne gemaak om Jerusalem te vermy nie. En by dit alles het Jesus ook geweet dat na 3 dae gaan hy die dood uit opstaan. Dit het hy by herhaling ook gesê. Die merkwaardige is dat Jesus die donderdag aand voor Paasfees, eintlik toe al reeds Goeie Vrydag, want dit was donker, 2 keer voor hy Getseman toe gegaan het, 2 keer vir sy disippels gewys het op sy kruisiging wat die volgende dag sou gebeur. Jesus het die nagmaal ingestel. Dit is my liggaam en met brood en met wyn, dit is my bloed wat wys op sy kruisdood. Hy het dit vir hulle so gesê. Wat die volgende middag sou plaasvind. Daar het hy dit baie rustig gedoen. Daarna, terwyl dit al nag is, vertrek Jesus en sy disippels deur die Kidron-vallei. Daar is 'n foto van die Kidron-vallei in Jerusalem in die Olyfberg. Gaan hulle deur die Kidron-vallei aan die ooste kant van Jerusalem. En terwyl hulle stap, voor hulle by die tuin van Getsemane kom, dan voorspel Jesus weer sy kruisdood vir hulle, wat die volgende dag in plaasvind. Deur 'n aanhaling uit die profeet Sagaria, in Markus 14. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uit mekaar gejaag word. Daar sê Jesus dit vir in soveel woorde. Maar onmiddellik wys Jesus hulle daarop dat hy uit die dood sal opstaan. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. So stap hulle. Nadat hy dit vir hulle gesê het, is hulle op pad na die tuin van Getsemane. Nou, in die tuin van Getsemane vandag is daar bome wat hulle reken 2000 jaar oud is. Die Romeine het al die olyfbome afgebrand toe hulle in 70 na Christus verbrand het, toe hulle Jerusalem vernietig het. Dit is weer later aangeplant. Wanneer Jesus die tuin van Getsemane binne gaan om te bid, dan is dit asof ons 'n ander Jesus kry as die een wat met 'n vaste voorneme na Jerusalem gekom het om vir die sonde van die wêreld te sterf. Hy was nooit onduidelik daaroor nie, nooit bang ook nie. Presies gesê wat met hom gaan gebeur, nooit geaarsel of gehuiwer nie. Maar wanneer hy die tuin instap, dan gebeur daar iets. Ons lees dit weer. Jesus het erg ontsteld, beangs geword. My siel is diep bedroef tot die dood toe. Dan sê hy vir hulle, bly hier. Dan val hy op die grond neer en hy bid, as dit moontlik is dat die uur by hom moet verbygaan. En hy het gesmeek. Toe hy daar op die grond lê, toe smeek hy, Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my af weg. Nogtans is nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Jesus het sy disippels opdrag gegee om te waak en te bid. 3 keer het hy opgestaan, daar waar hy lê om te smeek. Dan staan hy op, dan sê hy by sy disippels, dan gemaak hy hulle wakker. En net om weer terug te gaan, oorweldig deur die droefheid en die angs, neer te val, sy Vader te smeek. Markus beskryf Jesus se droefheid as 'n droefheid tot die dood. My siel is diep bedroef tot die dood. Menende, as daar nie uitkoms kom nie, dan tree die dood in. Lukas beskryf dit soos volg. Hy sê daar 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Jesus se angs en droefheid was so oorweldigend, die Vader stuur 'n engel om hom te versterk. En dan in die volgende vers, dan sien ons hoekom die engel gekom het. Hy
is deur intense angs oorval en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Die intense angs en droefheid het Jesus letterlik gebring by die punt waar hy bloed gesweet het. Nou, dis nie figuurlik nie. Daar's 'n mediese toestand waar vanweë intense angs, lyding en spanning en droefheid mense se bloedvaatjies letterlik bars en dan kom jou sweet as bloed uit. Dit staan bekend as hematidrose. Jy kan maar gaan lees. Dalk het Lukas daarvan geweet. Geliefdes, die vrees vir die wrede marteling en kruisdood wat op Jesus gewag het, kon nie die rede gewees het vir hierdie intense angs en droefheid wat Jesus in Getsemane beleef het nie. Want dan was Jesus mos swakker as vele Christen martelaars wat deur die eeue vir hulle geloof gesterf het. Vele het dapper die wreedste dood tegemoet gegaan, met teer besmeer, aan die brand gesteek, of hulle is net gekruisig, of vir die leeu's gegooi, en hulle het tegemoet gegaan, terwyl hulle lofliede sing, en God prys, of met vreugde van Jesus getuig, omdat die Heilige Gees ondersteun het. Maar nie Jesus nie. Wat was die rede vir Jesus se intense angs en droefheid? Sommige sê, Jesus was bang vir die duiwel, dat alle magte van die hel op Jesus sou loslaat, terwyl Jesus God verlate daar aan die kruis sou hang, en die duiwel sou dit wel doen. Nee, geliefdes, Jesus Christus was nog nooit op enige stadium bang vir die duiwel of sy engele nie. Duiwelbesete mense het in vrees voor Christus neergeval, wanneer hy demone uit mense uitgedryf het. Toe duisende demone, die legioen waarvan ons lees, in die besetene van Gadara, Jesus sien, roep die duiwelbesetene uit, los my uit, Jesus seun van God, die Allerhoogste, ek smeek u, u moet my nie pynig nie. Geliefdes, die duiwel vrees Jesus as die seun van God, want hy weet Jesus gaan hom in die hel werp. Hy weet dit kom. Die duiwel en sy bose magte was wel in Getsemane. En die Satan het wel vir Christus versoek. Want in Lukas 22 vers 53 lees ons, nadat Jesus deur Judas verraai is en gevange geneem word, sê Jesus, dit is julle uur. Nou regeer die duisternis. This is your hour and the power of darkness. Nou, wat het die duiwel en sy bose magte in Getsemane gedoen? Geliefdes, ons moet dit baie goed verstaan. Reg van die begin af het die duiwel alles in sy vermoë gedoen om te keer dat Jesus sy Vader se wil uitvoer om vir sondaars se sonde te sterf. Kom ek verduidelik dit. Net na Jesus se doop is Jesus deur die Heilige Gees in die wildernis en die woestyn ingelei en die duiwel het hom 3 keer versoek. En as jy dit mooi gaan lees, jy sien al 3 versoekings was gewees om Jesus se werk as Messias om sy volk van hulle sondes te verlos te ondermyn. Die duiwel wou Jesus keer om sy werk as Messias te doen. Die volgende keer, wanneer die duiwel Jesus direk konfronteer, probeer die duiwel openlik die Here Jesus se kruisdood keer, sodat God nie sondaars sal kan red nie. Dit gebeur nadat Jesus die eerste keer, ek het net nou genoem van die 3 keer wat Jesus vir sy disippels gesê het, hy gaan sterf in Jerusalem. Nadat Jesus die eerste keer vir sy disippels vertel het dat die Joodse godsdienstige leiers hom in Jerusalem sal laat doodmaak, en dat hy 3 dae later uit die dood sal opstaan, die oomblik as Jesus dit doen, dan reageer Petrus. En ons lees, Petrus het hom eenkant geneem en hom begin teregwys. Maar God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Petrus het glad nie verstaan wat Jesus moes doen nie. Dan lees ons, maar Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Gaan weg agter my, Satan, sê hy vir Petrus. Die Satan het vir Petrus gebruik
om Jesus te probeer keer dat Jesus sterf vir die sonde van die mensdom. Hoekom? Dan sou die hemel leeg en die hel vol wees en geen mens gered word nie. In die tuin van Getsemane sou Satan, die duiwel en al sy helse magte, alles probeer om Jesus te keer dat hy as die seun van God die volgende dag gekruisig word. Die Satan het dit geweet, Jesus het dit mos openlik gesê. Hy het presies gesê wat hy gaan doen. Om te keer, hy sou alles doen om te keer dat Jesus as versoeningsoffer vir die sonde van die wêreld sterf. Nou baie belangrik om te verstaan, in die tuin van Getsemane, is Jesus nie bang, bedroef en beangs vir die Satan nie. Dit is nie eens in sy gedagtes nie. Hy is ook nie bang vir die wreedste menslike lyding en kruisdood wat die volgende dag op hom wag nie. Glad nie. Wat is dan die rede vir die ongekende droefheid, intense angs en pyn, wat sy siel deurboor het tot by die punt waar hy bloed gesweet het? Kom ons lees weer wat Jesus gebid het. Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik, neem hierdie beker van my af weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Wat het daar in Getsemane gebeur? Die beker wat Jesus gesmeek het, dat die Vader van hom moet wegneem, was die beker van die Vader se toorn en straf oor die sonde van 'n sondige mensdom. Dis die beker. Uit die Bybel uit die hele Bybel is dit baie duidelik. Dis die beker wat Jesus moes drink om te betaal vir die sonde van 'n sondige mensdom. Op vele plekke in die Ou Testament word die beker van God se woede, toorn en straf oor die volk, oor die sonde van sy volk en oor die nasie so beskryf. Ek gee vir julle net 2 voorbeelde, dit staan op 'n hele paar plekke. Psalm 75. Daar's 'n beker in die hand van die Here. Dit is vol skuimende wyn met gif gemeng. Hy laat die goddeloses van die aarde daaruit drink. Hulle moet selfs die afsaksel opdrink, die beker leegdrink. In Jeremia 25 dan sê die Here vir sy profeet, of dan sê die profeet Jeremia, ja, so sê die Here, die God van Israel, ja, so het die Here, die God van Israel vir my gesê, neem hierdie beker met die wyn van woede uit my hand en laat al die nasies na wie ek jou sal stuur daaruit drink. Hulle sal drink en slinger en waansinnig raak. Dis die beker. Dis die beker. In Jesus se kruisdood, die volgende dag, het die beker van die Vader se toorn vir Jesus gewag. Was nie gewone marteling en kruisdood nie. Was nie net gewone spykers. Dit gaan nie oor die spykers en die sweepslaa. Dit gaan oor die beker wat in die kruisdood gewag het. Was nie gewone marteling en kruisdood soos die misdadigers wat langs hom saam met Jesus gekruisig is nie. 'n beker vol skuimende wyn met gif gemeng, vol van God se oordeel, het vir Jesus op Golgotha gewag. Jesus sou daardie beker met afsaksel en al leeg drink. En die gedagte daaraan het Jesus amper waansinnig van angs en droefheid gemaak. Daarom het Martin Luther soos volg geskryf oor Jesus se intense angs en droefheid daar in Getsemane. Martin Luther het gesê, never do we see a man fear death like this man. In Getsemane. Jesus het in Getsemane gesien wat in die Vader se beker van toorn is, wat hy aan die kruis sou drink totdat hy sterf. Daarom is Jesus oorweldig deur 'n intense angs, ontsteltenis, droefheid, ja, tot by bloed sweet. Daar in Getsemane het die Vader aan die Here Jesus geopenbaar, waarskynlik dan vir die eerste keer toe hy instap daar en begin bid, hoe groot die sondeskuld van sondaars is wat Jesus as die lam van God die volgende dag op hom sou neem. Daar in Getsemane het die Vader aan Jesus geopenbaar hoe groot die oordeel, toorn en straf van die Vader in daardie beker is, wat Jesus as die lam van God sou drink en leeg drink, totdat hy as versoeningsoffer vir die sonde van 'n mensdom aan die kruis sou sterf, om sondaars
te verlos. Waarvan? Van die Vader se toorn en straf. Daarom skryf Paulus in Romeine 3:25, God het Christus deur sy bloed daargestel as 'n versoeningsoffer. Versoeningsoffer is verbrand. Jesus kon slegs as lam van God 'n versoeningsoffer vir ons sonde word, wanneer hy die beker van God se toorn leeg gedrink het. Jesus het in jou plek, in my plek, die beker van God se toorn gedrink. Die sondeskuld van miljoene sondaars oor duisende jare en die Vader se regverdige toorn en straf daarvoor was in daardie beker. En Jesus het dit gedrink vir my en jou. Die straf vir die sonde van moordenaars, verkragters, diewe, leenaars, alkoholiste, gierigaards, noem maar op, was in daardie beker. Die straf vir my en jou sonde was in daardie beker. Kan jy sien hoe min het jy gedoen vir jou verlossing? Jesus het in daardie beker van God se toorn gesien wat op hom wag om die sonde van 'n mensdom te versoen. Sommiges mag dalk nou vra, nou hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat Jesus as die seun van God vir sy Vader vra, indien dit moontlik is om nie sy Vader se wil te doen nie? Nooit op enige plek gebeur dit nie. Hoe moet ons dit verstaan? Sien net dat Jesus nog altyd net begeer het om net sy Vader se wil te doen. In Johannes het Jesus tog duidelik vir sy disippels gesê, my voedsel is om die wil van hom wat my gestuur het, om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Dis my voedsel. Dis waarvoor ek leef elke dag. Hoekom lyk dit asof Jesus nou begin twyfel? Hoekom bid Jesus dan nou, neem hierdie beker van my af weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. So hy wil dit nie drink nie. Hoekom steier Jesus dan as seun van God om die beker van die Vader se toorn en straf te drink, wat die Vader se wil is vir Jesus om sondaars te red? Nou hier moet ons versigtig wees wat ons sê, want ons staan op heilige grond en ons weet eintlik bitter min. Ons moet altyd onthou dat Jesus as 'n ware mens, nie as 'n semi-God nie, as 'n ware mens, hy was waarlik mens en waarlik seun van God. Hy het as 'n ware mens daardie beker van toorn en straf vir miljoene sondaars se sonde moes drink. En die straf van die Vader verduur totdat hy sterf. Daar's egter twee redes hoekom die drink van die Vader se beker van toorn vir die straf vir die sonde van die mensdom vir Jesus so verskriklik erg was, dat hy hierdie punt van intense angs en droefheid beleef het, tot by die punt waar hy gesê het, Here Vader, as dit kan, laat dit verbygaan. Maar steeds gebid het, laat u wil geskied. En die eerste is, ons moet verstaan, Jesus het nie sonde geken nie. En hy moes sonde word. Hy het nie sonde geken nie. So ons 'n vreemde gedagte, ons is sonde. As mens is Jesus versoek, maar hy het nooit gesondig nie. Om deel te hê aan sonde of te sondig het ingedruis teen Jesus se hele wese, want hy was en is volmaak heilig soos sy Vader. Om die beker van sy Vader se toorn en straf te drink, moes Jesus die sonde van sondaars op hom neem. Nou Paulus sê dit letterlik in 2 Korintiërs 5:21, daar sê hy, Jesus wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak. Petrus skryf ook daaroor in 1 Petrus 2:22 en 24. Hy sê Jesus wat nie sonde gedoen het nie, het self ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra. Hy moes sonde word. Dit het Christus se heilige, volmaakte wese in intense doodsangs en droefheid gedompel, omdat hy volmaak heilig is. In 'n sekere sin kon sy reaksie nie anders wees nie. Anders was hy nie volmaak heilig as seun van God nie. My en jou sonde was in en op Jesus aan die kruis. In ons plek is Jesus 'n sondaar gemaak.
En daarvoor het Jesus teruggedeins. Sy heilige, volmaakte, goddelike wese het daarteen in opstand gekom. Dit is 'n natuurlike reaksie. Maar steeds het hy gebid, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En die tweede ding wat Jesus voor daardie beker van toorn laat styer het, is dat hy dat in geskiedenis en tyd vir die eerste keer van ewigheid af geskei sou wees van die teenwoordigheid van sy Vader. Totdat hy in die kruis sou uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Totdat hy aan die kruis God verlatenheid sou aanvaar. Vir Jesus, die Seun van God, was dit ondenkbaar. In Johannes 10, vers 30 sê Jesus vir die Jode, ek en die Vader is een. En in Johannes 14, vers 11 sê Jesus vir die disippels, glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is. Dis een. Die ondenkbare sou nou gebeur. Die Vader sou sy gesig van Jesus verberg, sodat hy Jesus kan straf vir die sonde van die wêreld. As Jesus bid, sou hy nie meer sy Vader se teenwoordigheid ervaar nie. Dis weg. Daar sommige wat sê, dalk het hy iets daarvan in Getsemane begin ervaar. En daarom het hy ineengekrimp van angs en droefheid, want die gedagte aan God verlatenheid was ondenkbaar vir hom. Maar uiteindelik het hy vrywillig gebuig voor die wil van sy Vader, om my en jou te red van die toorn en die straf van God. Dis hier waar die Satan Jesus sou versoek het. Daar waar Jesus in doodsangs sy Vader smeek om hom hierdie beker te spaar en God verlatenheid te spaar, so die Satan waarskynlik vir Jesus kon sê, Jesus, jy's te heilig om die sonde van die wêreld op jou te neem. Jesus, as mens sal jy nie die straf vir die mensdom se sonde kan dra nie. Of hy sou vir hom gesê het, die Vader het jou nie lief nie, daarom stuur hy jou na Golgotha, om te sterf vir sondaars wat die hel verdien. Jy is die Seun van God, jy verdien dit nie. Dis die tipe van goed wat die Satan, as ek nou kan dink, waarskynlik vir Jesus sou sê. Dit, terwyl Jesus in gebed met sy Vader worstel, moes die Jesus waarskynlik heeltyd ook die Satan aanhoor, wat vertwyfeling in sy gemoed probeer saai. Maar hy was nie met die Satan besig nie. Hy was met God, sy Vader, besig. En dan is dit verder baie merkwaardig, dat terwyl Jesus in doodsangs met sy Vader worstel, in gebed oor die beker wat hy moet drink, om mense se sondes te versoen, is hy steeds bekommerd oor sy disippels, wat in selfsug net aan hulle self dink, en nie sal staande bly as die duiwel hulle versoek nie. Hier sien ons die hart van Jesus as hoëpriester, wat vir sy disippels en nou ook vir my en jou intree. Jesus weet, al sy disippels gaan hom in die steek laat en weghardloop, wanneer Judas met die godsdienstige leiers en die tempelwagte daar kom om hom in hegtenis te neem. Jesus weet, dat soos wat Petrus 3 keer aan die slaap geraak het, terwyl hy moes bid, gaan Petrus hom ook 3 keer verloon, voordat die haan vroegoggend kraai. Jesus het geweet, sy disippels se lewens gaan uitmekaar val, wanneer hy gekruisig word. En daarom het Jesus 3 keer opgestaan, van waar hy in doodsangs met God worstel, om sy disippels aan te spoor, om te bid. Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En wanneer Jesus egter in Getsemane opstaan, en dit is wat Getsemane eintlik vir ons wil leer, wanneer Jesus in Getsemane opstaan na sy gebedsworsteling met sy Vader, staan Jesus op as oorwinnaar. Die oorwinning vir dit wat in die kruis gebeur het Jesus klaar in Getsemane behaal. Dan staan Jesus op, dan sê hy, genoeg, die uur het gekom. Kyk, die Seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons gaan. Dis nie 'n man wat nou twyfel oor wat hy moet doen nie. Vasbeslote, onstuitbaar om sy Vader se wil te doen, vasbeslote om die beker van God se toorn en straf oor sonde te drink, wanneer hy God verlaat en uit binne gaan, staan Jesus op as oorwinnaar om sy Vader se wil te doen. Jesus was gereed vir Judas se verraad, vir die Joodse leiers, vir die soldate wat sou kom. En wanneer dit gebeur, baie interessant,
kap Petrus die hoofpriester se slaaf se oor af en Jesus sê, sit terug jou swaard. En dan lees ons die aangrypende belydenis van Jesus voor hulle hom vat. En dis die belydenis van 'n oorwinnaar. Dan sê hy vir Petrus, die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. Sal ek dit dan nie drink nie. Dit wag vir my, ek gaan dit drink. Ek wil afsluit. Die beker van die Vader is gevul met die skrikwekkende oordeel, toorn en straf van God. En dis hoekom as jy nie glo daarin dat daar 'n hel is en God mense straf nie, kan jy die evangelie glad nie verstaan nie. As jy glo net in 'n God van liefde, kan jy die evangelie glad nie verstaan nie. Daardie beker is gevul met die skrikwekkende oordeel en toorn en straf van God. In sy ontzagwekkende heiligheid, om die sonde van sondaars te straf, om sondaars te versoen met homself. En Jesus het as 'n sondelose mens vrywillig besluit om die sonde van sondaars op hom te neem, sonde te word, die beker vrywillig te drink, God verlatenheid te ervaar en te sterf as versoeningsoffer vir my en jou sonde. Hoekom? Mag jy vra, hoekom? Was daar nie 'n ander manier nie? Daar's nie 'n ander manier nie. God se absolute heiligheid en geregtigheid vereis dat alle sonde absoluut regverdig gestraf moet word. As jy dit nie glo nie, maak toe jou Bybel en sit dit weg. Hoekom het die Vader vir Jesus die beker gegee? Hoekom het hy nie net vir ons die beker gegee nie? Hoekom vir Jesus die beker gegee om dit te drink? Liefde. God se liefde vir sondaars. As jy al weet hoe lief God jou het, kyk na die beker wat Jesus gedrink het. Die Vader en Jesus se liefde om sondaars te red van God se oordeel. Die Vader en Jesus se liefde om jou te red van God se oordeel. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het as versoeningsoffer om 'n beker te drink. Ek sluit af. Wat gebeur nou as iemand vir Jesus as versoeningsoffer verwerp? Jesus se kruisbloed verwerp. Nie hom glo nie, hom nie volg nie, hom nie liefhet nie. Al wat dan oorbly is, jy sal self daardie beker van God se oordeel en straf vir jou sonde moet drink. En jy sal vir ewig in die hel daaraan drink, en dit sal nooit leeg word nie, want net Jesus kon daardie beker leeg drink. So as ek Jesus verwerp, dan kry ek die beker, en ek gaan hom nie kan leeg drink nie. Hebreërs 10 beskryf, vers 31 beskryf wat dit beteken om daardie beker te drink. Hy sê, verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God, en hy sê dit na aanleiding van mense wat vir Jesus verwerp het. Geliefdes, niemand hoef die Vader se beker van toorn en oordeel te drink nie. Jesus gee vir ons 'n beker van verlossing. Dit is my liggaam. Dit is my bloed. Daarom het hy in Johannes 6:54 gesê, wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Kom kry dit. Verniet. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U as die lewende Here. Here, U heiligheid, U absolute geregtigheid. Ja, Here, dit is te veel vir ons verstand, maar ook U liefde. U onbegryplike liefde om sondaars te red. En so U eie seun U beker van oordeel te laat drink. Ons is verbuisterd, ons verstaan dit nie. Ons kan net uit dankbaarheid ons lewens aan U toewy. Wees vir ons genadig, Here. Maak U woord oop dat ons dit sal verstaan en dat ons U sal dien met ons hele lewe. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers.